Diep in my stilte hoor ek jou naam. Tussen die skeure waar my vrese slaap. As alles breek en al my kragte gaan, staan nog jy, staan nog saam. Vandag wil ek graag vir Elsie welkom by My Storie Met. Sy gaan haar storie deel van die ongelooflike trauma wat sy deur is in haar lewe, insluitend die dood van haar seun, die dood van haar broer, 'n gewapende roof. Daar is ongelooflike baie trauma wat sy self deur is. So Elsie, welkom en baie dankie dat jy jou storie vandag gaan deel. Baie dankie vir die geleentheid, ek waardeer dit so opreg. Ek wil graag teruggaan na 1995 toe. Vertel my 'n bietjie van daai jaar. Ja, dit was seker een van die moeilikste jare in my lewe. Ek was in my laaste finale jaar op skool gewees. Ek was in matriek. Was nog jonk, die wêreld het voor my gelê. En ons was 6 kinders in totaal gewees. 5 dogters en 1 seun. My pa se enigste seun. Ja. Net 1 seun tussen die 5 meisiekinders. En ja, so my pa was 'n loodgieter van beroep gewees. En hy het toe moes hy die een dag moes hy Springfontein toe gaan. En my broer wou so baie graag saam gegaan het omdat hy belang gestel het in die tipe werk wat my pa doen. Maar my pa mag hom nie eintlik saamgevat het nie. En toe het hy die hele tyd bly nek en nek, jy weet mos soos 'n seun. En toe sê hy vir hom, okay, jy kan saam gaan op een voorwaarde. Jy gaan binne in die trok sit as pappa werk. En jy weet hoe is 'n kind van 15 is nou maar hulle wil alles ondersoek kyk, en kyk. Ja. En nou ja, so het my pa toe nou gegaan, die gat begin oopgrawe waar die pyp moet herstel en half ingesak binne in die gat in waar dit was baie diep wat hy moes regmaak. En daar was klomp swart mans saam met hom ook, wat basies die werkers is, wat saam met hom op die trok gaan. En ja, my boetie het weggedwaal, en daar het 'n verlate treinwa gestaan op die spoorlyn. En ja, mense sal nie glo nie, dis nou al 30 jaar terug wat dit gebeur het, of ek weet nie, nog hier, ja, seker al 30 jaar terug, en hy is in 1995 geskok. Maar ja, dit bly 'n teersaakie om daaroor te praat. En ja, so het hy toe nou saam met hom gegaan. Hy het weggedwaal en hy het op die verlate trein het so 'n leertjie gehad wat hy opgeklim het. En hy het toe daar opgeklim en goed, en ons weet tot vandag toe nie wat het hy gedoen nie. Hy het sy regterhand uitgestrek en die krag het hom geslaan binne 1 en 3 meter. So met die gevolg is dis hy het geen geslagsorgane gehad nie, dis weggebrand. Hy het soos 'n 3de graadse brandwonde opgedoen. Al sy senuweepunte in sy lyf was afgebrand, so hy het geen pyn gehad nie. En toe sit my pa hulle daar op Springfontein net met radio's, en daai tyd was daar nog nie selfone nie. En hulle moes toe nou per radio, moes hulle toe nou die ambulans van 'n ander dorp laat kom. My pa het seker 2 tot 3 ure daar gesit. En die swartes het hom toe geroep en vir hom gesê, ou baas, jy moet kom, die kind het seer gekry. En my pa dacht toe eers dis net sy hand, maar toe hy by hom kom, toe besef hy dit is soveel erger. En toe die swart nog mans met lewendig hom aangestap kom. toe jou pa by hom aankom, Ja. was hy nog lewendig gewees? Yes. Ja, en hy het absoluut die vlamme en die goed was nog aan hom, so hy het nog gebrand. En my pa toe nou sy overall baadjie uitgetrek en die vlamme probeer doodslaan en goed, so ja, dit was 'n baie traumatiese ervaring vir my pa gewees. En my ma daai jare nie gewerk het, so sy het nou maar
op die kunsmark het sy uitgestal met handpoppe en sulke goedjies wat sy gemaak het vir ekstra geldjie en hulle ook net my ma laat weet op die huistelefoon, jy weet die middag, ja, hulle vat my boetie nou noodgevalle toe en maar net sy hand het seer gekry. So hulle wil toe nou nie vir my ma sê hoe ernstig dit rarig is nie. Ja. En toe hulle nou by die hospitaal kom, was hy daai jare nog Universitas, toe was dit nog 'n baie goeie hospitaal, akademiese hospitaal. Die trauma eenheid was baie goed. Hulle het toe my broer daar opgeneem en hom ondersoek en alles en die dokter het toe vir hom gesê wel, dis ICU toe. En so met die geval die ek weet nie of dit 'n spesialis of wat was dit wat oor hom was nie, het toe vir my maale gesê wel hy het 72 uur om te lewe. Hy het 30 graadse brandwonde opgedoen. Hy kan nie lewe nie. Sy organe lyk soos 'n sif binnekant. Ja. En ja, julle moet nou maar vir hom sê, weet hy gaan doodgaan. So en op daai stadium was ek nog nie 18 nie. Ek het eers in November, hy sê 15 November is hy geskok. Die 11de November het ek eers verjaar dat ek 18 geword het. En ja, so toe kon ek nie ingaan in die multi-ICU nie, maar ek het toe vir hulle gevra asseblief, ek wil net na my broer toe gaan, ek wil net afskeid neem, Ja. want ek en hy was net so basies 3 jaar uit mekaar uit, maar ja, ons het baie beklei. En ek Wat ook normaal is. Ja, Hy het my altyd geterg en ja, hy was altyd, ja, hy het met ons al ons sissies het hy maar probeer skoorsoek en ja, veral ek sal nooit vergeet as ons busstop toe moes loop, dan moet ons hardloop om by die bus te kom om hom te kry, jy weet, anders dan sit hy nog in die bus en tegniese tekeninge doen, jy weet, so was dit. Ja. Ek wil graag teruggaan na daai ja. toe jy ingaan en jy moes nou baie sê vir jou broer. Ek dink dis die eerste groot trauma wat jy moes deurgaan in jou lewe. Wat gaan deur jou kop in daai oomblik wat jy nou moet afskeid neem aan jou broer? Weet jy, dit was vir my as oudste sussie was dit vir my regtig baie traumaties gewees. Jy weet, my ouma het langs hom gesit en sy het vir my gesê, moenie die komberse oplig nie. En ek het toe vir haar gesê, maar ek wil sien, jy weet, ek wil sien hoe lyk hy, want anders sal ek nooit kan vrede maak nie. En ja, toe ek die komberse oplig, toe is dit heeltemal van sy onderlyf af heeltemal pikswart, jy weet, tot by sy, soos wat hy gebrand het. So dit was vir my die ergste van alles en hy groot brein oë van hom wat hy vir my gelê en kyk het en ek vra vir hom, "Boeta, is jy okay?" En hy sê net vir my, "Ja, ek is okay, ek gaan oor 3 dae huis toe." En hy het met ons gepraat. Hy was met sy volle positiewe. En toe sê ek vir hom, "Nou Boeta, as liewe Jesus jou nou vandag moet kom haal, sal jy reg wees." Toe sê hy natuurlik, ek is 100% reg, maar ek gaan mos nie nou iewers heen nie, ek gaan mos huis toe. Jy weet, so hy het nooit besef die erns van hoe seer hy regtig gekry het, omdat al die senuweepunte afgebrand Ja, en hy het niks gevoel nie. Maar ja, hulle het toe nou vir hom kortison gespuit en dit het hom dubbel sy grootte gemaak. So, dit was nogal nie lekker om te sien nie. Nee, daai opgeswelgheid. Ja, my pa het maar by hom gewaak die hele nag en so 10 uur se kant daai nag het hy in 'n koma gegaan en die volgende oggend 8 uur toe hy weg. So. Hoe was dit vir jou familie gewees om die enigste seun, ek weet dit is seker vir jou pa en vir jou ma, nie dat een kind beter as die ander kind is nie, maar dit is nou maar die seun tussen al die dogters, dit is 'n baie spesiale band wat hulle moes gehad het om hom te verloor. Wat het dit aan julle gesin gedoen? Jo, dit was vir ons baie traumaties. My pa was nooit weer dieselfde nie. Hy moes geborg geword het by Spoornet as gevolg van die trauma en hy kon nie my broer se dood verwerk nie. Hulle het almekaar gehuil. Ek sal dit nooit vergeet nie. Dit was net een tranedal
vir elke jaar van ons lewe wat ons in die huis was. My pa was nooit meer die pa wat ons geken het nie. Hy het nie meer belang gestel in enigiets nie. Ons, jy weet, ek was baie lief om in die tuin te werk en dit ek vir hom so half so probeer benader en vir hom sê asseblief pa, kom help my 'n bietjie dat ons in die tuin werk of net sy gedagtes aflei en dan het hy kwaad geraak en dan het hy sommer die goed net daar een kant gegooi en gesê ek wil niks meer doen nie. Ek stel nie meer belang nie. So hy het sy hele lewe lank het hy hom verwyd. Hy het 'n skuldgevoel saam met hom gedra. Ja. Jy weet, hy het gedink dit is sy skuld. As die kind nie saam met hom gegaan het nie, sou hy vandag nog gelewe het. Sou dit nooit gebeur het nie. Dit het glad gelukkig nie my ma se huwelik beïnvloed nie, in die sin van, ja, ons het nooit geweet as daar striwelinge was nie, my ma het nooit vir ons beklei nie, en dit was absoluut 'n huwelik gemaak in die hemel. So my ma moes die sterk ene wees. Sy moes al die besluite neem. My tweeling sissies was toe nog baie klein. Toe my broer dood is, toe was hulle seker so 2 jaar oud en as jy hulle nou sou vra wat hulle daarvan onthou, dan sê hulle net, hulle onthou hulle het 'n boetie gehad en hy het hulle altyd so teen sy rug laat afgly. Jy weet, dit is al wat hulle vandag onthou van hom. So ja, maar dit het ons hele huishouding omver gegooi, want ons het altyd vir my ma gesê, veral ek kon nie verstaan hoekom het hulle so verskriklik gehuil nie, want ek bedoel, elke keer sê ek, hou tog net op, huil ma het nog 5 kinders. En haar woorde aan my was, jy sal die dag verstaan, wanneer dit met jouself gebeur. Sjoe. Dis moeilike woorde daai. Dis baie moeilike woorde. Maar hoe het jy gevoel as 'n kind en ek bedoel dit is baie moeilik om te sien hoe jou ouers verskriklike, jy weet hulle grieve, hulle is besig om te rou en dit is verskriklik moeilik vir hulle, maar terselfdertyd is daar nog kinders waarvoor hulle moet lief wees en omsien. Het jy 'n tipe van, wat was jou gevoel gewees in daai tyd? Het jy half gevoel, maar ek is nie goed genoeg nie, of ons is nog hier? Wat was jou gevoel gewees in daai tyd? Soos half weggestoot amper. Ja, van daar af het my storie begin met dat ek nie gevoel het ek is goed genoeg nie, want my ma het bly treur oor my broer en hulle het ons nie eens raak gesien nie. Jy weet, ons moes maar net onsself maar net aangaan en maar net verder met die lewe gaan en ja, dit was vir my baie sleg geweest, want ek was baie opstandig. Ek bedoel, 18 jaar is jy maar, jy weet, jy is jonk, jy wil nie nou al met sulke goed blootgestel word nie. Ja, en ewe skielik kom die dood soos 'n dief in die nag en daar steel hy my ma, my pa, ons hele huisgesin. Almal was al ewig, dit was net nooit weer dieselfde nie. Partytjies, Kersfees, Nuwejaar, Moedersdag, het my ma omgehuil. So, ja, dit was 'n baie slegte kinderjare van daai tyd af. Lewe jou ouers nog of is hulle oorlede nou? Nee, my ma en my pa lewe tans nog. My ma is 8 jaar jonger as my pa. My pa is nou 75. Maar as gevolg van die ding met my broer se dood, het hulle daai jare gedink, dis die beste oplossing om van depressie ontslae te raak, om vir hom breinskokke te gee. Hulle het vir hom 12 breinskokke gegee en ondanks dit het my pa nou neurologiese dementia. So hy is nou al 4 jaar bedlêend. Dit is ook 'n terrible My lewe. ma versorg hom tans nog steeds. Hoe voel jou ma nou oor jou broer se dood en waar sy nou in haar genesingspad nou met jou broer se dood? Weet jy, as ek vir jou moet sê, ek dink nie my ma is nog ooit oor my broer se dood gekom nie. Geen ouer moet 'n kind begrawe nie. En as jy en veral nou dat dit self met my ook gebeur het, ja, sê my ma net vir my partykeer, party dae is net moeiliker as ander. Daar gaan nie 'n dag verby wat sy nie aan hom dink nie. Daar gaan nie 'n dag verby wat sy wens sy was nog hier nie. En ja, my ma, sy sê dit word beter met die jare.
leer om daarmee saam te leef. Dit Hulle is, sê jy kom altyd so. nooit oor dit se dood. Yes. Hulle sê Maar altyd mens jy leer om met dit saam te leef en ek dink dit is 'n verkeerde vraag om te vra kom oor dit want ek dink nie mens kan ooit verwag om oor so iets te kom nie. Maar ek dink mens moet ook op 'n punt kom wat mens kan sê ek onthou die goeie herinneringe en ek mag jou mis vandag en ek mis jou verskriklik vandag en dit is oukei om te mis en te verlang en amper half dit in 'n goeie lig te sien die goeie herinneringe en die goeie tye en wanneer daar slegte dae is te huil en te rou en dit is oukei om deur daai gevoelens te gaan. Maar om oor dit te kom, ek dink nie enigiemand kan ooit oor so iets kom nie. Ja, en omdat dit my broer was, het dit my, hoe kan ek sê, dit het my gevang, maar ek dink dit het my ouers baie erger gevang, want dit was hulle kind, jy weet. En hulle vir my was dit my boetie. Ja. En ek wil 'n klein bietjie aanbeweeg na 1997 toe, en toe is jy nou 'n klein bietjie ouer, en vertel my wat het daai jaar gebeur. Daai jaar het ek vir Fruit and Veg gewerk en ons het toe ek was toe in die cash office gewees en ons het met die ek was soos 'n cash office manager gewees, so ons het met die fisiese kontant gewerk en met die kassiere opgekas en alles. En die spesifieke Sondag het ons nou maar, ons het basies, ek dink ons het 20 tille gehad en dit ons in die middag, as ons moet opkas, het ons so met so 5 begin en dan weer met 5 en so. En later het ons net so 1 of 2 tille basies oopgelos vir die laaste kliënte wat ons kom koop. En ja, so het ons, ek het toe nog was besig om die voorlaaste kassier op te kas en boontoe te gaan en toe besluit ek maar hoor ek sal moet afgaan ondertoe en hoor hoe ver is hy, kan ons nie al so lank vir die, jy weet, vir die kliënte help die trollies uitstoot of wat ook al met makliker te maak nie, en ek stap toe af ondertoe en ek vra toe vir daai jare, Edita, hoe ver is jy, kan ons nie al begin opkas nie, en ek onthou net die swart man se woorde van what do you want? Jy weet, vra hy sommer so half ongeskik vir my en ek sê te vir hom nee, ons wil net so lank begin opkas want anders te gaan ons te laat hier uitkom want hulle het hordes trollies ingestoot om te koop. Dis pampoene en dit is enige ding onder die son wat jy aan kan dink. En is amper toemaak en hulle het met amper toemaak tyd en hulle daar ingekom jy weet, en rustig deurgestap en gemaak asof niks fout is nie. Hoeveel van hulle was daar omtrent? Sorry, ekskuus dat ek nou in die rede val. Daar was omtrent so 3 van hulle gewees. Okay. Ja, en toe het hulle nou maar rustig deur die winkel gestap en toe hulle nou eventually by die til kom en ek toe nou kom vra, jy weet, hoe ver is sy dat ek al kan opkas en ja, toe ruk hy net so klein beersietjie uit wat toe nou so groot sak word en hy rig toe die revolver op my en hy sê vir my, ja, stap, wys my waar is die geld. En ja, toe moes ek teen die trappe oploop en met die revolver in my rug en ja, ek het net gevoel, speel my hele lewe teen my voor my oë af, omdat ek 'n klein dogtertjie was, totdat ek groot is en alles. En ja, dit was 'n baie slegte ervaring gewees en die ander vroutjie wat saam met my in die cash office gewerk het, sy het die deur toegesluit en ek vra toe vir haar, Welma, maak oop asseblief, ons is besig om beroof te word en sy sê, man, moenie nonsens praat nie en ek sê toe vir haar, maak oop, die rowers is hier en sy maak toe oop en hy is baie, jy weet, hulle is mos banger as jy weet, hulle, want hulle is op hulle senuwees, dit moet mos gou gebeur, jy weet, anders word hulle gevang en toe het hulle ons almal in die cash office toegesluit, hulle het al die geld gevat wat vir die dag se teikings was, plus dit wat ek in die kluis gehad het, hulle het net 5 sente gelos.
Ja. En toe ek die blik oopmaak om vir hulle te wys wat is die tekens vir die dag, toe sê hy vir my, is dit al geld wat jy het om vir my te gee? Ja. Ja, so hy is toe nou daar weg. Ons almal is ons was net so 3 of 4 wat dan nog in die winkel was. Mhm. Is toe nog toegesluit binne in die cash office onder die tafels moes ons sit en goed en hulle het tot die telefoondrade geknip sodat ons nie kon bel nie en nie kon uitkom nie en gelukkig het een van ons 'n selfoon gehad. Hulle het tot die een vroutjie se man wat buite in die kar gesit en wag het, het hulle toe basies sy kop onder die dash ingedruk en gesê, jy gaan nou saam met ons ry, jy kyk nie 'n moment op totdat ons is waar ons wil wees nie. So hulle het basies sy kar gebruik om te vlug. Joh, dis verskriklik. Ja, so al 3 is toe saam met hom in die kar weg en ons weet, hulle het later het hy sy vrou gekontak en gesê, ja wel, hy is nou iewers in die lokasie, hy weet nie regtig waar nie, hulle moet maar die polisie uitstuur om te kom soek vir hom, hy sal iewers in 'n verdwaalde veld staan, hy het geen idee waar hy is nie. Ja. So ja, dit was 'n baie dramatiese ervaring vir ons gewees. Ja. Ek wil graag praat oor daai ervaring want ek self sukkel met PTSD van trauma en ek moet vir jou sê in my geval het ek dit nooit besef dat ek dit het tot jare later nie. Was dit vir jou 'n geval van die volgende dag, ons gaan nou maar aan en ons gaan nou maar weer werk toe en jy's 'n bietjie skrikkerig, maar dis amper half mense het nie eintlik besef hoe erg dit eintlik is en hoe erg daai trauma eintlik is tot later nie. Was dit dieselfde ervaring vir jou? Ja nee, beslis hoor. 'n Mens kom nie agter hoe ernstig so 'n storie is totdat jy maande, jare daarna dit eers jou inhaal en besef, hoorie, so nou deel ek met hierdie verskriklike stres en van trauma wat ek jare terug nie verwerk het nie. Jy weet, en dan kom dit met elke ding wat gebeur op jou pad, kom dit net saam en jy laai dit net saam. Daai traumatas raak al hoe groter. Jy kan hom nie meer dra nie. Daai traumatas raak net te groot. Het jy enige berading gekry na die rooftog of het jy geen berading van die werk se kant af? Weet jy wat, hy het net die baas daai tyd het gekom toe ons hom laat weet, toe vra hy net nie eers gevra of ons okay is nie. Hy het net gesê hoeveel geld is weg. Sjoe. So ja, ons het geen berading gehad nie, kon nie met iemand gaan praat regtig nie. Ons moes maar net die volgende dag weer aangaan. Asof niks gebeur het nie. Asof niks gebeur het nie, ja. Hoe het jy agtergekom na die tyd dat hierdie het jou eintlik getref en hierdie het jou geraak? Was daar iets wat miskien as jy in 'n winkel ingaan of was daar iets gewees wat jou getrigger het wat jy besef het ek het nog nie daai trauma verwerk nie? Ja, ek was bang en ek was om met swart mense te deel, jy weet. Ek was as hulle nader gekom het waar ek altyd 'n baie spontane persoonlikheid het, dit is hoe ek is, om met al wat 'n swart mens, wit mens, enige ras kom ek baie goed oor die weg. En na dit was dit net absoluut vir my ek het half teruggetrok geraak en my spontaniteit verloor en ek was regtig bang vir elke swart man of vir 'n man wat gelyk het asof hy na my kant toe kyk of lyk of almal my gaan seermaak. Iemand gaan jou nou weer roep. Wanneer gaan dit nou weer gebeur? Ja. Toe is jy getroud. Jy het met daai vriend saam gelewe. Ja. En dit is so hartseer want ek wens dat daar meer berading is vir mense na trauma, al is hulle hoe jonk, hoe oud. Mense besef nie dat trauma word gestoor in jou liggaam. Trauma word letterlik gestoor. So ons mag dalk dit nie vandag as dit met ons gebeur, besef dat dit 'n impak op ons het nie. Maar 'n jaar, 5 jaar, 10 jaar van nou af, gaan ons besef, maar daai trauma van 5 jaar terug, of 10 jaar terug, of 20 jaar terug, is nou nog vas in my liggaam en ek sukkel nou nog met die pyn of met die oorsaak van daai trauma wat nie geresolve is nie. Ja, en net soos met my broer se dood ook, daar was meer omgesien na my pa, omdat my pa en my ma was by sielkundiges en beraders en alles, maar
ons kinders, daar was nie vir ons hulp gewees nie, en daarmee bedoel ek dit nie lelik nie, dit is net my pa se situasie was so erg, dat hulle eintlik vergeet het dat ons rondom dit ook seer gekry het. Ons het ook hulp nodig gehad, wat nooit vir ons gegee is nie. Ja. So ja. Toe kom 1999 en dit is toe 'n baie goeie jaar vir jou gewees. Vertel my 'n klein bietjie van 1999. Ja, nee, kyk. Dit was seker die beste jaar in my lewe gewees, want ek het toe my kinders se pa ontmoet en ek wou so graag trou. Dit was my grootste droom. Ek dink vir enige meisie om te kan trou en betrok en die pad af te stap is vir enige meisie 'n droom. En ja, toe het ek my kinders se pa ontmoet en hy het basies maar my voete onder my uitgeslaan. Ek was absoluut hals oor kop verlief op hom en hy was 'n jaar jonger as ek was 'n jaar ouer as hy. En so het ons mekaar by Brahma ontmoet. Ek was 'n supervisor en hy was 'n kassier. En ons het mekaar so ontmoet en so het ons maar begin uitgaan en ek het saam met hom na matriekafskeid toe gegaan en so het ons nou maar die paadjie aangestap en ons was seker so 'n jaar by mekaar en toe ons nadat hy die skool uit is, het ons 'n jaar nog uitgegaan en hy het basies hy was net 21, hy het donderdag 21 geword en die Saterdag is ons getroud. So ons was baie vroeg in ons lewe getroud. Maar dit was so normaal daai tyd, nee. Ek dink dit was baie normaal. Dit was niks snaaks geweest daai jare nie. Ja, maar al wat sleg was is dat ons lewe baie uiteenlopend was. Ek het in 'n huis groot geword dat my pa en ma het glad nie gedrink nie en hulle het nie gerook nie en daar was nooit 'n bekleierery nie en sy lewe was weer heeltemal anders. Hy het weer in 'n huis groot geword waar sy pa 'n totale alkoholist was. Sy pa sy ma geslaan het. Hulle 25 jaar by mekaar gebly het, dan vlug sy van hom af, dan kom sy terug, dan gaan haal hy haar weer en dit was baie sleg. Ek moes daai jare, moes ek seker al die rooi ligte gesien het, maar ek het hom lief gehad, maak nie saak wat nie. Ek het by hom gestaan, al was sy pa 'n totale alkoholist, al het hy sy ma geslaan, al het hy met hulle beklei as kinders, hulle verskriklik geslaan en alles het ek wou hom nie los nie. Ek het gevoel, ek gaan by hom staan deur dik en dun, want dit is wat my ma my geleer het. Dit is hoe 'n huwelik moet wees. En ons is toe getroud en so 4 dae voordat ons 'n jaar getroud is my oudste seun gebore. So hy is toe op die 12de Oktober gebore. Sy pa verjaar die 14de Oktober en ons troudag was die 16de Oktober. So Oktober is 'n groot maand in julle familie. Groot maand in ons familie, so het ons eerste babietjie gehad en dit was maar dit was 'n groot aanpassing om net getroud te wees en dan skielik 'n baba. Maar ons het daar deurgedruk en ons het aangegaan. Ons het nie in weelde gelewe nie. Ek het ook maar nie altyd 'n goeie werk gehad nie en baie daar verwyd ek my eintlik. Of was ek kwaad en verbitterd vir die Here, want ek kon nie my matriek eindeksamen klaarmaak daai jaar met my boetie se dood nie. Hulle moes my op my jaarpunte deursit. So ek het altyd gevoel, ek is nie goed genoeg nie. Ek kon nie ordentlike werk kry, ondanks dit. Miskien ek het so hard geleer vir al my vakke en dat ek miskien beter kon gedoen het, jy weet, as dit nie sou gebeur het nie. En so is ons kinders so 3 jaar uit mekaar uitgebore. Die oudste ene en toe 3 jaar daarna die ander enetjie, Arje, en toe 3 jaar daarna Martin. So ons het 3 pragtige seuns saam gehad. Ons was amper 15 jaar getroud gewees en dit gebeur die beste ding in ons lewe. My man kry toe 'n vaste betrekking in Johannesburg en toe het ons gedink nou gaan dit finansiëel beter met ons gaan.
Jy weet, ons gaan nie meer sukkel nie, hy het baie beter werk, kry 'n groter salaris, company car, selfoon, jy weet, petroltoelaag, al daai goed en ongelukkig moes hy toe nou Johannesburg toe gaan, want Roadmax se hoofkantoor was daar. Ja, en hy het toe daar gaan werk en ek het nie dadelik opgetrek nie en vir die rede, my oudste seun is op 4,5 gediagnoseer met diabetes en hy moes van 4,5 jaar af spuit. So ja, dit was vir my baie sleg en ek wou net gehad, dit moes vir ons 'n veilige vesting wees, van kry vir ons 'n huis daarbo, kry vir ons 'n skool naby dit en jy weet, dan trek ek en die kinders op, jy weet, en ek het hom so mooi gevra, jy weet, kyk net vir ons en hy het ons een keer gaan wys in vir 'n huis in Oranjewil en toe het hy vir my gesê, ja, maar hy gaan net so 10 minute se ry dan sy by die huis, so dit is dan vir ons jy weet, naby mekaar, dan leef ons nie so uit mekaar uit. En hy het vir my en die kinders en die huis gaan wys en ja, ek was nie baie gelukkig daarmee nie, want dit was nie wat ek wou gehad het nie. Ons moes die huis deel met ander mense wat met vakansies kom hulle huis toe en dan moes ons die huis deel met hulle en dit het gevoel soos jou huis nie, dit het gevoel as dit het nie gevoel soos my huis nie, die huis was nog skaars klaar gebou ook en ja, die kinders was happy daarmee want dit was lekker plaaslewe en jy weet, sommer net groot vlaktes wat hulle kon speel en alles. En ja, maar dit het ek net vir hom gesê, ek sien nie kans om so te lewe nie, want daai tyd kon ek nog nie bestuur nie, hoe kry ek my kind as hy 'n suikeraanval kry dadelik by die hospitaal en dan het hy altyd vir my gesê, ja, maar hy sal binne sekondes daar wees. En ek wou dit net nie doen nie, ek het net vir hom gesê, kry vir ons 'n ordentlike plek en ek en die kinders trek op. En ja, wat my ook afgesit is, dit klink nou stupid, maar daar was tot 'n 6 meter slang in die huis wat ons moes versorg. En ek het net nie kans gesien vir dit, want dit was die mense se nee, dankie. Ja. Ek sal nie eers in die dorp kan bly nie. Dit was so teen 'n oewer van 'n dam, was 'n hele boom met bye en alles en ja, ek het net nie, ek was net nie gemaklik met dit. Ja. En toe ek net vir hom sê, maar ek wil nie hier bly nie, ek wil naby jou wees, ek wil hê ons moet saam as gesin wees, ons moet kry vir ons 'n veilige plek, want die naaste skool was 'n plaasskooltjie en die kinders kon net daar tot standaard 5 gaan en dan moes hulle koshuis toe gaan en ek's baie geëig aan my kinders. Ek wou nie hulle wegstuur van my af. Koshuis toe nie, ja. Ja, en toe het ons nou maar aangebly in Bloemfontein. Ja, en so die ondenkbare nou maar gebeur. Ja, in 2012 toe het ek en die kinders in die huis gewoon hier in Bloemfontein en ja, toe die banke-aanval gebeur. Vertel my waarin daarvan. Ek en die kinders was. Hy het nie regtig, dis so half of hy nie regtig ge-worry het oor ons veiligheid nie. Ek het altyd vir hom gesê, maak net vir ons die agterdeur reg, want die veiligheidshek kon sluit, maar die agterdeur kon nie sluit nie. En hy was daai tyd nog in Johannesburg, nee, so julle was in Johannesburg alleen gewees in en Bloemfontein. toe bly ons alleen in Uitsig en Memoriumweg, nommer 113 en ek en my 3 kinders het toe daar gebly. En die nag van Februarie, die 23ste Februarie 2012, het ek en die kinders daar so in die huis geslaap en my middelste seun, Arje, wat moes nou oorlede is, was verskriklik lief vir flitsligte en sulke goed en ek het wakker geword en ek vra toe vir hom, Arje, is dit jy wat met die lig rondloop en toe besef ek maar die kind lê langs my en slaap en dit is nie hy nie. En toe ek by my volle positiewe kom, toe staan hulle al klaar met die panga teen my nek en toe vra hulle vir my, ja, which one can they take? Ek moet kies watter een van die 3 kinders kan hulle en basies doodmaak. En ek het net gesê, asseblief moet hulle net nie skade aan doen nie. Nie my lewe, maar spaar my kinders.
En hulle het ons gestroop van alles wat in ons huis gehad het. Alle waardevolle goed, die bietjie goed wat ons oor die jare bymekaar gemaak het. Kinders se skoolklere, sportklere, my trouring, ons rekenaar, you name it, alles wat jy aan kan dink. Alles. Wat het hulle met julle gedoen terwyl hulle nou als besig is om alles uit te vat? Waar is julle toe in die kamer of? Hulle het my kinders in die kamer toegemaak. Okay. Hulle in die kamer toegesluit en ek moes alleen saam met hulle buite toe gaan en hulle het my vasgedruk op die gras, my betas, my gesoen, bo op my gelê en goddank nie verkrag nie, maar daai emosionele stryd waardeur ek moes gaan, daardie vernedering, mens wens dit nie vir jou beste vyand toe nie. En nou is dit die tweede keer, onthou, as ons teruggaan na die rooftog toe, nou is dit al klaar hierdie in jou onderbewussyn, hierdie trauma wat jy deur is by die werk met die rooftog, en nou in jou veilige plek van jou huis, kom hulle en breek in jou huis in, en dit is ongelooflik hartseer. Ja, en toe het hulle my nog gemaak, ek met die goed wat hulle wou steel, moet ek saam met hulle oor die treinspoor dra. En ons het so oor 'n dubbelpad gebly, ons het hier gebly en dan was dit 'n pad, dan 'n veldjie, dan weer 'n dubbelpad en dan die treinspoor. So ek moes hulle toe nou help om die goed wat hulle wil steel, jy weet, oor die treinspoor te dra. En jy weet, ek het nie skoene aangehad nie, ek het net my nagklere aangehad en ja, ek moes saam met hulle loop en goed en toe ons daar kom het hy die panka gevat en hy die draad van die dat sal ek nooit vergeet, langs die treinspoor afgekap en hy het net vir my gesê, ja, don't call the police before 1 hour. We're just waiting for our transport. So ja, hulle gaan jou seermaak in daai oomblik, want ek bedoel, jy het nie geweet wat hulle gaan doen terwyl jy besig is om daai goed oor te. Wat het deur jou kop gegaan en wat het jy gedink? Ek het net gebid. Ek het net gesê, Here, asseblief, my kinders is klein, ek sien nie kans om sonder hulle te lewe nie. Ek kan nie kies tussen my kinders nie. Spaar my net hierdie nare ondervinding en dat ek eendag daaroor sal kan praat en vir ander mense kan vertel, jy weet, hoe traumaties so 'n ervaring is, maar dat 'n mens tog sin kan maak uit alles wat met jou gebeur het. Het jy toe vir berading gegaan? Ekskuus dit maar het jy berading gekry na dit? Ja, ek en my kinders is toe opgeneem in die hospitaal en veral Arje, die middelste enetjie het swaar gekry en Alexander self, my oudste seun ook, maar Arje meer, want hy het langs my geslaap, hy het alles gesien en alles en hy het verskriklik nagmerries gekry en alles en toe het hy vir hulle gesê, weet, as hy wakker word, dan sê hy, mamma, asseblief die swartes gaan ons doodmaak, mamma keer, jy weet, en so het dus ek en hy opgeneem en die kleintjie het gelukkig deur die hele proses geslaap. Hulle het die ander twee saam met hom in die kamer toegemaak, maar hy het geslaap, want hy was 'n baie moeilike kleuter en toe het ek daai aand vir hom 'n stroopie ingegee om rustig te maak. So goddank hy het nie wakker geword nie, maar sy ander twee boeties was saam met hom in die kamer opgesluit, jy weet, en toe is ons opgeneem in die hospitaal. Hy het toe afgekom van Johannesburg af toe ons hom bel na die storie gebeur het. En ja, nie baie simpatie gehad nie, want toe voel hy mos nou al 2 jaar niks vir my nie. En ja, toe sê hy net vir my, ja, dit was onnodig dat ek en die kinders opgeneem is. Ons het hom net R40.000 gekos. So ja, ek het soveel trauma al deurgegaan, dat ek die hele tyd bly gedink het, jy weet, ek dink niks van myself nie, ek het geen selfvertroue nie. En dan kom dit weer terug van jou broer se dood af vir jou ma en jou pa, ek is nie goed genoeg nie, jy trou met die man, nou kry hy hierdie goeie werk, maar nou is jy ook nie weer goed genoeg nie, vir 2 jaar, is jy ook nie weer, word jy weer nie gesien nie, en intussenin het jy al die trauma wat binne in jou worstel en wat jy deurgaan, wat jy nie verwerk nie. Dit is baie om deur te gaan vir een persoon, ongelooflik baie.
Ja. En elke keer moes ek maar net hoor, jy weet, ja, ag ek weet nie, dit is net 'n baie slegte ervaring in my lewe gewees dat ek net nooit goed genoeg was vir iemand Ja. nie. En toe ek nou nie opgetrek het Johannesburg toe nie, toe sê hy vir my, ja, wel nou besef hy, ja, ek was nie lief genoeg vir hom gewees nie. So Manipulasie. ja. Sjoe. En toe is julle toe geskei of wat het toe Ja. gebeur? Hy het toe vir my gebel en vir my gesê, ja, hy dink ons moet uitmekaar uitgaan. Ek weet nie, het hy gedink ek was verkragt deur die swart mans of iets nie, maar ek het geen ondersteuning van sy kant gekry nie, so ja, toe sê hy vir my, hy dink ons moet maar skei want ons beklei net en ons verwyk mekaar en hy's nie meer gelukkig nie en hy gaan nie by my bly soos wat sy ma en pa 25 jaar by mekaar was en daar's geen liefde nie. En hoe meer ek vir hom gesmeek het en vir hom gesê het, kom ons probeer maar weer, hy het net sy keuse gemaak. En elke keer wat ek hom vra nou, wanneer gaan jy die egskeiding aangee, dan sê hy vir my, ja wel, hy moet eers geld bymekaar maak. En toe het ek net besluit, hoorie, ek gaan nie so lewe nie. Ek wil nie die hele tyd wonder wanneer gaan ek 'n dagvaarding kry nie. So toe het ek prokureur toe gegaan, ek het hom gaan dagvaar vir 'n egskeiding en ek het altyd gewonder, het ek die regte ding gedoen? Want moes ek nie maar by hom bly terwille van die kinders nie, maar toe het ek net besef, hoor hier sommer Elsie, jy verdien ook geluk. Ja. Jy verdien ook om in vrede te lewe en raak gesien te word, jy weet, en ja, en so het hy maar elke naweek vir die kinders kom kuier en dan maar weer terugry, dan sit maar weer ek en die 3 kindertjies alleen en die seerste van alles, hy ry daar weg en dan moet ek weer omtrent 'n hele week met hulle sukkel om hulle reg te kry sodat hulle weer emosioneel sterk genoeg is om maar weer 'n week aan te gaan en so het hulle maar groot geword, jy weet, hulle pa maar net 1 keer of 2 keer 'n maand gesien. Het dit hulle affekteer, dink jy, emosioneel? Ja, ek glo so, hulle het net nooit daaroor gepraat nie, maar hoe ouer hulle geword het, as hy het hulle baie teleurgestel, dan sê hy byvoorbeeld vir hulle, hy kom die naweek af, en dan all of the sudden dan bel hy, dan sê hy daar het iets voorgeval, hy kan nie afkom nie, of En hulle het hy so uitgesien om doen hom te eers sien. ja, of hy doen eers al sy roetes, dan gaan drink hy eers by 'n pub en dan besluit hy, okay, dan sit die kinders al van 6:00 die aand vir hom en wag, gaan kom hy partykeer 8:00, 9:00 die aand daaraan. So, en daarmee maak ek hom nie sleg nie, dit is net, hy het groot geword in so omstandighede, ek bedoel, hy ken nie beter nie. Ja. En ek wou nie my kinders in so 'n huis verder groot maak nie, want wat as ek by hom gebly het, hoe sou hulle uitgedraai het, jy weet. En hulle verdien So, ook ek het- beter. Ja. Sjoe. Nou wil ek graag kom na die groot, ek dink die grootste trauma wat in jou lewe gebeur het, asof daar nie al genoeg was nie. Vertel my van 2021, maar voor jy my vertel daarvan, vertel my 'n bietjie van RJ. Ja, as ek nou aan hom dink ek aan die mooiste kind met seker die mooiste hart. Met hy kon so hard werk. Hy as kind het hy het al ewig huisies gebou en goedjies reggemaak. Hy was fisies 'n kind wat met sy hande gewerk het en ja, hy en my pa het baie stry opgetel want hy het altyd my pa se tools gebruik. En dan bou hy huisies, dan kom my pa, dan breek hy dit af, jy weet. En hy en Arie het baie vasgesit en goed en maar ja, hy was 'n kind wat met sy hande gewerk het. Hy het 'n hart van goud gehad. Hy het altyd mense gehelp wat swaar gekry het en altyd langs die pad het hy, na sy dood het ek dit eers gehoor, het hy altyd vir 'n ou elke Vrydag R50 gevat wat langs die pad gestaan het. Al het hy self nie eers geld gehad nie. Ja, hy het sy hoërskoolloopbaan begin en hy was net in graad 11 gewees. So dan hy middag as hy die skool uitkom, het hy by Rudy se workshop gaan werk.
hierso in Bloemfontein by Letty Forsie skool het hulle so 'n workshop gehad en dan het hulle hom geleer om basies aan motorfietsse te werk en ondervinding op te tel omdat dit sy passie was dat hy eendag 'n eie workshop wou oopmaak. So het hy ondervinding opgetel en alles en ja, as ek hom, hy was nie 'n kind wat jy sommer gebel het nie. As jy hom gebel het, dan het jy geweet, jy gaan nou regtig nie 'n mooi antwoord kry nie. Moet my nie As ek hom bel nie. gebel het, dan sê ek vir hom, Arje, wat maak jy? Ag ma, hoekom bel ma my? Ek's besig om te werk. Jy weet dit was hy. Ja, Hy ja. het gewerk. Hy Ja. het gewerk vir dit wat hy in sy lewe wou bereik. Hy was regtig een van my uitstaan kinders. Nie dat een van die ander nie so is nie, maar hy was 'n mens. Ja. En ek dink nie jy sal ooit weer in jou lewe sal jy so 'n mens teekom nie. En wat meer kan ek sê? Hy was net one of a kind. As jy terugdink as jy in die aand terugdink en jy dink terug aan julle memories saam, wat is een wat vir jou uitstaan as jy terugdink aan hom, aan wat se prentjie het jy in jou kop as jy terugkyk na hom, of wat se oomblik? Dis die middag voor sy dood. Ek het halfdag gewerk en hy het die oggend opgestaan en hy het uit die kamer uitgekom en vir my gesê, mamma, ek gaan nie vandag skool toe nie. Toe sê ek vir hom, nou hoekom nie? Toe sê hy vir my, want hy wil parte van die bike gaan koop. Toe sê ek vir hom, onthou, dit is Vrydag en ek werk net tot 1 uur. En toe sê hy, maar ek sal vir mamma gaan aflaai en dan sal ek mamma weer kom haal. En daai middag het ek tot 1 uur gewerk en hy het opgedaag, hy het daar aangekom en hy het daar in die stoel kom sit daar in my kantoor en hy het toe nou vir my gesê, maar mamma, maak nou klaar, dis al 1 uur, jy weet, ons moet ry, ek het nog baie werk om te doen. Is asof iets hom gejaag het, asof hy nie genoeg tyd het om alles te doen nie. En ons het toe gery daar, eklik lief vir roomys, maar hy het van die caramel roomys gehou en ook van daai roomys wat soos, hy lyk soos 'n, ek weet nie hoe noem hulle dit is so plat tipe roomys wat jy vroeër jare gekry het, wat so Ja, hy lyk amper soos 'n sandwich. op mekaar so Ja. roomys is. Ja. Ja, dis 'n waver. Ja. Yes, Hy was verskriklik lief vir dit gewees en hy vra toe, en toe ons nou daar kom by die roomysplek, toe is die plek toe, want dit is nou, ek weet nie wat noem jy hulle nie. Toe sê ek vir hom, ai Boeta, nou is die roomysplek toe, maar kom ons gaan gou so lank huis toe, dan maak ons skoon en jy kan jou dingetjies doen en dan moet ons gou die oom gaan haal by die werk, toe nou my man. En so toe sê ek vir hom, nou maak jou dingetjies klaar, dan sal mamma gou die kombuis skoonmaak en alles, maar ons moet so 1:30 se kant ry, dan kan ons die roomysplek oop kry en ons kan eers roomys koop en ek wil vir jou gaan klere koop en so het ons soontoe gery, ons het gaan roomys koop, hy het saam met my geloop en daar en hy vra toe, mamma, kom koop jy so baie roomys? Ek sê vir hom, wat omdat jy so lief is vir dit. En hy sê, maar mamma, maak klaar, ons moet die oom gaan haal. Ek sê toe vir my kind, wag, daar's nog baie tyd, die oom moet eers 3 uur by die dokter wees. So van daar af, toe ry ons en ons gaan na Parama toe, ons koop vir ons ons het toen heel pad roomys geëet, verskriklik baie van die roomys geëet en ons het daar so by Parama gekom en ons het daar so na 'n klereplek toe gegaan en ek het vir hom klere gaan koop. Ek het vir hom gesê, Boeta, vandag kan jy kies wat jy wil hê, want mamma het 'n bietjie krediet op my rekening. En ek sal nooit vergeet, hy het so by die sonbrille gestaan en hy het hom so op sy kop so op sy oog gesit en hy het gesê, ja, Jessie ma, dis 'n cool bril die ek sal like om so een te hê. En later toe sê hy vir my, gaan kyk hy daar by die gewigte en hy het so 'n tas wat hulle daar gehad het, wat hulle verkoop met al die goed in waarmee jy kan oefen, want hy was 'n verskriklike maar en klein ouetjie. En hy sê, Jessie ma, ek sal hom like om hierdie stel te hê, want ek wil bietjie spiere bou, ek is baie maar.
Toe sê ek vir my kind, net sodra ek genoeg geld het, dan sal mamma dit vir jou kom koop. En ons het die klere vir hom gekoop en ons het uitgestap en ons het lank gesels en ek sê toe vir hom, toe sien jy, mamma's doen nou nie so sleg soos wat julle almal dink nie, nê? En hy sê, ag mamma, ma is nie 'n slegte ma nie. Hou op om so min van myself te dink. En ons is toe daar weg en ons het gery, maar hy het verskriklik baie draaie gery wat ek nie kon verstaan hoekom nie. Jy weet, sommige paaie wat ek nie ken nie en ek vra toe vir hom, Boeta, waartoe gaan ons? Hy sê, ma, ons gesels vandag en ons praat oor alles wat ons nog nooit voorkans gehad het nie. En ons ry toe ook so verby so 'n plek en goed en dit lyk toe vir my, jy weet, amper soos 'n dansplek of 'n tipe ding en ek vra toe vir hom, ek sê vir hom, Boeta, wat 'n plek is die? Hy sê vir my, mamma, ag, as ek in die aande so klaar gewerk het aan die motorfiets en dan kom drink ek 'n dop en dan kyk ek so 'n paar mooi tannies en dan gaan ek huis toe. Ja, dit was hy. So ja, hy was maar net. Dis vir my so ongelooflik dat hy daai dag so baie wou gesels het en baie wou praat, wat as jy nou terugdink aan dit kan nie die Here se werk wees dat jou streep is daai dag. Jy kan niks omtrent dit doen nie. Dit is in soveel gevalle dan mense soos maar hulle kon nie verstaan hoekom wou hulle en dan daar is nie 'n ander verduideliking. Daar is nie 'n ander verduideliking vir dit nie. Maar vat my terug na die oomblik toe jy nou die nuus kry oor die ongeluk. Dit was nie baie lekker geweest nie. Ek en my man het gery, ons het vir my jongste seun het ons gaan sent koop wat hy so graag wou gehad het by sy gewese vrou verkoop Yvonne en goed en ons het vir Aria ook gekoop. En toe het ons die pakkie gaan haal daarso en ons staan toe nog daar so 'n bietjie in gesels en goed. Want hy het ook 'n jonger seun, hy het net een kind, maar die bly by die ma. En ons gaan haal toe die pakkie goed daarso en ek sien sy selfoon lui, maar ek sien dit is 'n naamlose oproep. En daar staan nie 'n nommer by nie, dis net of 'n naam by nie, dis net 'n nommer en goed en ek sê toe vir hom, François, antwoord die foon. Hy sê nee, hy ken nie die nommer nie, hy gaan nie antwoord. Ek sê maar miskien is dit belangrik. En hy antwoord toe die foon en goed en hulle vra toe vir hom, is jy Aria se pa? En hy sê nee. Hy sê sy stiefpa. En toe weet ek al klaar daar's fout. Ek het net 'n gevoel gehad en ek sê toe vir hom, wat is dit? Hy sê daar was 'n ongeluk en ek sê toe vir hom, lewe my kind? En hy sê vir my, nee, hy lewe nie. En ja, dit was my verskriklik en ek het kwaad geraak en ek het vir hom gesê, jaag net asseblief, ek wil daar kom, ek wil by die ongeluk kom, miskien lewe hy nog. Hy sê my vrou, die mense het gebel en gesê hy is reeds oorlede. Ek sê maar asseblief, ry net vinnig en ek is op die foon en ek is hysteries en ek skree en ek huil en ek deurmekaar en ek probeer die kinders se pa in die hande kry en sy foon is op silent en ek is toe nou sommer kwaad vir hom toe hy my ook terugbel en ek het verskriklik met hom beklei en ek het vir hom die skuld gegee en ek het vir hom gesê, ja, as jy nooit vir die kinders blootgestel het in motorfiets en nie sou dit nie gebeur het nie en ek was regtig baie lelik met hom gewees en ek dink toe kom al die jare se seer en dinge nou net uit en toe was Aria se ongeluk nou maar net die laaste strooi. En toe ons daar kom, toe het hulle dit so afgespan en ek het gehardloop tot by hom en ek het nie eens besef ek staan by my kind nie. Toe was hy al klaar toegegooi onder die silwerdoeke en goed en toe sê hulle net, mevrou, jy kan nie nader gaan nie en ek sê ek wil na my kind toe gaan en ek het by hom gestaan en nie besef eers ek staan by hom nie en toe vra ek net vir hom, lewe my kind, jy weet, mense is heeltemal mekaar as so iets gebeur en goed, en sê toe vir my, ongelukkig nie mevrou, julle gaan mekaar weer eendag sien, maar net nie nou nie. So ja. Dit is erg. Hoe was daai pad terug huis toe, daai rit huis toe,
wat onthou jy van daai pad huis toe? Dit was net vir my so alleen, so onwerklik, so ek kon nie sin maak uit dit uit nie. Ons was dan 'n paar uur terug nog saam gewees en daar ek het weggehardloop van die toneel want dit het so omtrent so 300 meter van my ma se huis af gebeur. En die middag het hy nog na my ma toe gegaan en hy het met die motorfiets tot daar gery en hy het vir my ma gesê hy wil net gou die sleutel kom haal want ek het die sleutel van die huis daar gelos. Hy wil net die sleutel kom haal en hy wil 'n movie gaan download en hy wou nie inkom nie. My ma vra toe vir hom seun, maar wil jy nie net inkom en net vir 'n bietjie by ouma sit nie? Toe sê hy nee ouma, ek het nie tyd nie. Ek moet ry. En sy jonger boetie het toe vir hom gevra, boetie, kan ek saam met jou ry vandag? En hy het gesê nie vandag nie. En ek dink dit was ook die Here se besturing om my ander kind te spaar, want wat as hy saam met hom gery het, dat hulle dalk albei dood vir ongeluk. En as een kind se dood so verskriklik seer is, hoe sou ek cope met 2? Ek kan nie dink nie. Ek kan nie eens dink met 1 nie. Maar ek wil nou terugkom na hoe jou ouers hulle kind se dood ervaar het en toe gebeur dit nou met jou jare later. En ek onthou in die begin hoe jou ma vir jou gesê het, my kind, jy sal verstaan wanneer dit self met jou gebeur. Het daai woorde ooit weer in jou kop gespeel toe sy dit gesê het en toe jy dit nou regtig ervaar het? Ja nee, dit het vir my gevoel, nou kan ek besef hoe dit voel om my eie kind te verloor, want daai jare kon ek nie met hulle simpatiseer nie, want dit was my broer, dit was nie my kind nie. Ek het seer gehad, ek het swaar gekry, maar ek kon nie voel wat hulle voel nie. Jy weet, en toe nou gebeur het, nog op dieselfde dag, ook op die 5de November, wat my broer dood is, net 30 jaar uit mekaar uit. So, en ek het verskriklik by die Here geworstel en vir hom gevra, maar hoekom op dieselfde dag? Hoekom nie 2 verskillende dae nie? Dieselfde dag wat jou broer dood is, 30 jaar later, verloor jy jou seun, hy is dood op dieselfde dag. Ek kan nie, my brein kan nie dit verstaan nie. Ja, nee, dit is net onwerklik en toe ek besef, maar my ma se woorde maak nou sin. Nou besef ek, nou verstaan ek hoe het sy gevoel, hoe seer het sy gevoel en hoe sy het nie geweet hoe om te cope met haar seer en dan nog om haar kinders lief te hê en hulle te ondersteun, dit was net te veel. En ja, daar gaan ek dieselfde deur. Daar kan ek self, en ek het net daarin dan besluit, of ek kan in sak en as gaan sit, en ek kan my dood treur, soos wat my ma hulle gedoen het, elke jaar, elke Kersfees, of ek kan opstaan en ek kan getuig, en ek kan vir mense vertel, hoorie so, maar dit is hoe, jy kan weer aangaan na 'n kind se dood. Al is dit die seerste wat jy deurgaan, kan jy nog steeds opstaan en jy kan vir die wêreld gaan vertel, maar daar is hoop, daar is krag, jy moet net nooit die hand van die Here los nie. So ja. Ek wil graag terugkom na, wat was die goed wat mense gedoen het toe jou seun oorlede is, en wat sou jy sê was goed wat mense gesê het wat jy net wens hulle nooit gesê het nie, of wat doen mense in so 'n situasie as iemand hulle kind verloor het? Wat sê mens vir so iemand? Wat verwag jy as ma van ander mense af? Weet jy, as ek vir jou moet sê hoeveel mense vir my die lelikste goed toegesnou het, sal jy my nie glo nie. My kind was 7 maande oorlede, toe ek by 'n plek begin werk en hulle het glad nie regtig simpatie met my gehad nie. Hulle het in die begin hulle my probeer help en alles, maar toe het ek kon nie tussen klomp mense inskakel en my werk 100% doen nie, want ek het my half
ek was in 'n toestand, ek het verskriklik gehou oor my kind en dan sal mense soos inkom en sommer stupid grappies maak, soos byvoorbeeld ek sê nou net soos byvoorbeeld grapgewys, jy weet, daai ou is nou oorlede gisterand en ja, hy is nou in sy houtkus, jy weet, en jy weet, sulke tipe goed, te maak mense sulke stupid grappies en goed. En ja, toe het die een vrou vir my gesê, na die 2 jaar wat ek daar gewerk het sy vir my gesê, ja, sy is nou moeg baby gesit en gespoonfeed, sy kan nie meer met my deel nie. En my gehuilery en die foute wat ek maak al ewig dieselfde foute oor en oor en al probeer ek hoe hard werk, ek kan net nie. Dit was te gou na my kind se dood om, jy weet, te begin werk en ek het nie 'n keuse gehad nie. Ja. En elke werk daarna kon ek nie tussen 'n groep mense inskakel nie. Ek het party dae het ek sommer net gesit en so gestaar en toe die einste vrou wat ek toe nou na dit by die ander plek begin werk het vir my gesê, maar is jy hier, want partykeer lyk dit asof jy nie hier is nie, jy weet, en toe sê sy vir my eendag, ja, ek moet net onthou, haar swaar het ook 'n kind verloor, maar dit het nooit hulle werk beïnvloed nie, net hulle huwelik. En toe was daar weer iemand wat vir my gesê het, ja, maar ek bid elke dag die Here se bloed oor my kinders, dat dit nooit met my kinders sal gebeur nie, want ek sal nooit met dit kan saamleef waarmee jy moet deel nie. En my woord aan hulle was net, onthou net, dink jy nie ek het ook gebid? Dink jy nie ek het ook vir die Here gevra om my kinders te spaar nie? En ja, die lelikste goed wat mense vir jou sê, soos, dit was sy tyd gewees, die Here kom pluk die mooiste blomme eerste, en hy's nou 'n engel daarbo, en toe dink ek, weet jy wat, daar's duisende engele in die hemel, wat gaan een engel nou 'n verskil maak? Die wil nie dit En hoor nie. dan sal weer mense wat uit onkunde vir jou sê, ag hou net op, Elsie, jy het nog 2 ander kinders, jy weet, lewe vir hulle, treur maar nie te lank nie. Jy weet, dit is regtig, ek het soveel vriendinne verloor, nie dat ek veel gehad het nie, maar ek het 2 vriendinne verloor wat glad nie meer met my in kontak is nie. Ek het net 2 ware vriendinne oor wat by my staan, ek gaan hulle uitsonder, want dis mense wat regtig deur dik en dun by my gestaan het. Louise, Koen is my een vriendin, sy het my nog nooit in die steek gelaat nie. Toe ek vir haar sê die dag toe my kind dood is, toe ek haar bel, toe sê ek vir haar, wel, jy gaan seker ook nie meer met my wil praat nie, want ek is dan nou ek is 'n stukkende mens, ek is nie meer dieselfde mens nie. Toe sê sy vir my, weet jy vriendin, ek sal nou eintlik 'n beter vriendin vir jou wil wees. Jy weet, sy is net one of a kind. En dan het ek 'n ander vriendin, Lohan, wat ek ook saam van skool daar af, van laerskool af kom. En ons is vandag nog vriendinne. Ek en die 2 vriendinne is nou oor die 40 jaar vriendinne, en net hulle 2 staan by my deur hierdie hele situasie. As ek hulle bel, dan is hulle daar. As ek 'n skouer nodig het, kan ek maar net bel, en dan sal hulle sê, ag maatjie, huil maar, ons verstaan. Al weet ons nie wat jy voel nie, ons is daar vir jou. Dis al wat So in die hele proses verloor jy vriendinne, jy verloor maats, jy verloor kennisse, jy verloor kollegas, jy verloor mense wat nie weet hoe met jou te deel nie. Ja, en soos die lewe maar geloop het ek einde ten laaste by die beste plek uitgekom wat ek moes uitkom. En ek het uit moedeloosheid na 5 maande sonder werk gesit het ek 'n boodskap op Facebook gesit en gesê, ek is op soek na ontvangsdame pos. So indien enige iemand my kan help, ek kan dadelik begin. En toe die mense van Dion's Around Jou
my gekontak en vir my gesê, maar hulle het 'n pos as 'n ontvangsdame of ek wil aanstel. En dit is seker soos die Here dit gewerk het en dit is nou maar hoe dit moes gebeur, het ek gegaan vir die onderhoud en ek het vir 'n paar dae gaan uithelp daar en ja, het hulle vir my gesê hulle het nog so 'n paar onderhoude wat hulle moet voer, maar hulle sal my laat weet. En ja, toe het hulle my gebel die dag en hulle het vir my gevra, kan ek maar begin, stel ek belang en is dit my tipe werk wat ek wil doen? En ja, dis ek asseblief, ek sal enigiets doen, ek wil net weer met mense werk, ek wil net weer voel ek beteken iets vir iemand, jy weet. En omdat dit baie ouer mense is saam wie ek werk, die pasiënte wat daar kom, dis almal wat gehoorverlies het en ja, en toe ek nou by Dion Serronio en sy span aansluit, toe het ek eendag by die toonbank gesit saam met die vroutjie wat ek werk en sy het seker so 2 keer met my gepraat wat sy vir my iets gesê het en ek het haar nie gehoor nie en sy sê toe nee, Jessie, ons moet plan maak en hulle het toe gegaan en hulle het my gehoor gaan toets en ek het deur die hele proses gegaan wat jy in die boot ingaan, wat hulle nou basies die gehoor, die goed op jou ore sit en luister en aan my linkerkant en aan my regterkant kon ek mooi hoor, maar wanneer daar 'n klomp mense rondom my praat, want dan sit hulle dit aan dat die klomp mense praat en dan kan ek niks uitmaak wat hulle sê nie, dan hoor ek die woorde verkeerd en alles en toe besef ek eers, maar ek het ook 'n gehoorverlies. En wat ek nooit geweet het nie. En die Here het my na daai plek toe gelei om my te help. En vandag kan ek getuig van, dit is seker die beste mense om mee saam te werk, met die mooiste hart. Dion Serronio is die eienaar van Dion Serronio, dit is sy plek, en ja, hy die mees geliefde audioloog wat saam met hom werk, hulle almal is kwyk, en dan ons personeel, wat ons as 'n span het, is regtig, dit is mense, wat my aanvaar het met my gehoorverlies, met alles wat ek moet deurmaak, en ja, hulle het my net aanvaar as deel van 'n span, en vandag het ek soveel om oor te kan getuig en te kan praat, en nou is ek al, in die begin was ek baie skaam om te sê, jy weet, ek dra ook gehoor stukkies en goed, en as die mense nou daar kom, dan sal ek sommer dit so agter my oor uithaal, en hulle sê, maar kykie, ek dra ook gehoor ja. So ja, die Here het maar 'n plan met ons almal, wat hy moet, in die pad wat ons moet loop, maar ja, dit was sekerlik nie die maklikste pad om te loop nie, maar Elsie, ek wil vir jou sê, ongelooflik baie dankie dat jy jou storie gedeel het. Ek weet, ek het self mense wat ook 'n kind verloor het, en ek weet hulle sukkel nou nog ook, en dit is nog bitter moeilik vir hulle, en dis nou weer 'n paar jaar ook vir ongeluk. Ek hoop hulle kyk dit, en ek hoop daar's baie mense wat daarna kan kyk en regtig kan leer en uit jou getuienis uit en kan sien dat deur alles wat jy deur is, staan jy nog steeds en jy staan nog in jou geloof, en deur al die trauma wat jy deur is jy nog steeds hierso, en jy is besig om te veg en die wêreld 'n beter plek te maak deur jou digbundels. So ek sal jou digbundels sal ek ook hierso op die onderkant van die video aanheg vir enigiemand wat dit graag wil kyk. My laaste vraag vir jou, en ek vra dit altyd, is as jy vir iemand 'n gesegde kon gee om die wêreld net 'n mooier plek te maak, 'n gesegde kon leer om vir hulle om dit toe te pas in hulle lewe, wat sou daai gesegde gewees het? My gesegde sou wees, leef elke dag voluit, want jy weet nooit wanneer die Here jou kom haal nie. Ja, dis baie waar.
Ons elkeen het 24 uur in 'n dag, maak Ja. die beste daarvan. Ja. En dit is wat my kind my ook geleer het, toe ek altyd vir hom gesê het, my seun moet asseblief nie so vinnig ry nie. Dat hulle my eendag bel en sê was in 'n ongeluk nie. En toe het hy vir my gesê net, mamma, as hulle my bel, as hulle jou bel, dan was dit my tyd. Jo. So ja, en dit is wat hy my geleer het, is om voluit te gaan en nie op te gee nie. Daar kom Ja. daar waar dit so moeilik is, wat ek Ja. my kop net wil toetrek, wat ek met niemand wil praat nie, Ja. wat ek self stil is by die werk en wat ek in trane huis toe ry, maar ek het net besluit ek kan nie gaan lê nie. Ek wil nie vir my kinders ook daai verskriklike hartseer huis gee waarin wat ek jy groot was geword nie. het nie. Ja. Ja. Baie dankie Elsie, ek waardeer dit regtig en baie dankie dat jy jou storie gedeel het en ons gesels weer. Baie dankie. Totsiens. Bye. Staan nog jy, staan nog saam.